Goeienaand almal, dit is Theo en baie dankie dat jy luister na hierdie Sondag aand oordenking. Die opdrag van die Here aan elkeen van ons vind ons in Jakobus 1 vers 22. Word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Nou hierdie woord daders is die Griekse woord poietes, wat dieselfde Griekse woord is wat gebruik word vir 'n digter of 'n beeldhouer of 'n musikant. 'n Digter, beeldhouer en musikant is iemand wat iets beleef of ervaar en dan kunstig en kreatief te werk gaan om uitdrukking daaraan te gee. Wat die Here eintlik hier vir ons sê is dat ons kreatief moet wees om sy woord in elke aspek van ons lewens toe te pas en sodoende dinge te laat gebeur. Die Here het sy magtige kreatiewe krag in ons vrygelaat om te werk en om te bewaak, as ook om sy gelykenis en sy beeld te wees. Die Here gebruik spesifiek hierdie woord poietes om ons aan te moedig om soos 'n digter, 'n beeldhouer of 'n musikant sy kreatiewe vermoëns gebruik om iets te bereik, om iets te laat gebeur. Ons kan nie bloot passief wees en hoop dat die woord van hier 'n deel van ons lewens word nie. Ons moet kreatief wees soos 'n digter, 'n beeldhouer, 'n musikant, om die woord 'n praktiese uitbeelding van ons lewens te maak. Met hierdie verklaring van die woordjie daders poietes hier in Jakobus 1 vers 22 kan hierdie vers soos volg vertaal word. Dit het tyd geword dat jy kreatief raak en maniere moet vind om te doen en op te tree soos wat jy gehoor en gelees het in die woord. Maar hierdie vers, Jakobus 1 vers 22, het iets anders wat baie belangrik is om te weet. En word daders van die woord en nie net hoorders wat jouself bedrieg nie. Nou die woord hoorders is die Griekse woord akrohates, wat dui op iemand wat slegs opdaag om te luister en geen intensie het om dit toe te pas nie. Dit dui op iemand wat vaak teenwoordig is en maklik aan die slaap raak. As hoorders van die woord moet ons onsself die volgende 2 vrae vra. Is ek ernstig oor die woord van die Here? En dan, wil ek die Here se seën ervaar in elke faset van my lewe? En as ons dit nie doen nie, gaan hierdie vers verder en hy sê vir ons, en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Nou hierdie woord bedrieg is die kragtige Griekse woord paralogizomai, wat dui op iemand wat hopeloos verdwaal het en in sirkels rondloop. En ons vind dit baie keer in ons lewens, né? Paralogizomai dui ook op 'n persoon wat onder die invloed van iemand in die verkeerde rigting gelei word. 'n Persoon wat toelaat dat verkeerde persepsies en optredes sy lewe dikteer. Maar as daders van die woord moet ons toelaat dat die Heilige Gees ons help oor hoe om vir siekes te bid, en hoe om jou eggenoot en kinders te behandel, en hoe om suksesvol te wees in jou werk of jou besigheid, en ook hoe om jou emosies te beheer. Ag, jy weet wat die Here wil hê, ons moet suksesvol wees in alles. Daarom gee hy ons hierdie woord, want ons moet maniere vind om die woord in ons elke dag lewe te laat werk. En die goeie nuus is dat die Here gereed staan om jou daarmee te help. Een ding waarvan ons seker kan wees, is dat die Heilige Gees nooit kort skiet aan idees oor hoe ons daders van die woord kan wees nie. En as jy nie weet hoe om 'n dader van die woord te word nie, luister dan net na die uitnodiging van die Here aan jou. Jakobus 1 vers 5. As jy in 'n situasie kom en twyfel oor wat en hoe jy moet optree, gaan na die Here, praat met hom en vra vir wysheid. Hy sal jou nie verwyd omdat jy onseker is nie, nee. Hy sal jou raad gee en hy sal jou help. En dan hoor bietjie wat lees ons daar in Psalm 25 vers 12 en 13. Hy sê daar, wie tog is die man wat die Here vrees? Met ander woorde, wat respek het vir die Here se teenwoordigheid en in hierdie konteks respek het vir sy woord. En die vers gaan verder en hy sê, hey, die Here sal jou leer aangaande die weg wat jy moet kies. En jy sal vernag in die goeie. En luister na hierdie belofte, en jou nageslag sal die land besit.
Jy weet, dit help nie ons trek die volle wapenrusting van God aan nie. Dit help nie ons trek dit aan en ons gebruik dit nie in elke deel van ons lewe om effektief te wees nie. Daarom moedig die Here ons aan en hy sê, my kind, ek moedig jou aan en ek sê vir jou, word daders van die woord. Here, dankie dat U ons daarmee sal help, dat U ons wysheid sal gee om in elke situasie van ons lewens 'n dader van die woord te wees. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.